Salam and welcome. Thank you for joining me in episode number 41 of the Afrikaans reading of the Holy Quran, the Heilige Quran. The Heilige Quran by Imam M.A. Baker. Alhamdulillah, may Allah subhanahu wa ta'ala reward him abundantly. Please obtain your free copies of the Quran from the IDM 031-304-6883, the IPCI at 306-002607, the MJC at 021-6844-606, or in Pretoria from Muhammad's Hardware 012-374-6102. And I obtained this particular copy of the Quran from which I'm reading from my friend Jones Yunus Musadada from Musa's Insurance Brokers. May Allah subhanahu wa ta'ala reward everyone. Ameen. Die Heilige Quran by Imam Baker. Ons is klaar met Surah Al-Fatiha, die opening, die aanhef, 7 vers. En ons is nou bezig met Al-Baqarah, cow of heifer, die koe, 286 verse. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Episode 41, hoofstuk 2, die koe, Surah 2, Surah Al-Baqarah. Afdeling 26, ontbrings en rampspoede. Vra vir die kinders van Israel, hoeveel duidelike bewyse ons hulle gegee het, en wie dan ook die guns van Allah verwerp, nadat dit tot hom gekom het. Laat hom weet dat Allah 'n streng tigmeester is. Die lewe in hierdie wêreld is vir die ongelowiges aanloklik gemaak, en hulle spot met die gelowiges. Maar hulle wat hul plig nougeset nakom, sal op die dag van hereisenis bo hulle verhef word. En Allah skenk aan wie hy verkies sy guns sonder enige beperking. Alhamdulillah. Die mensdom is een gemeenskap. Daarom het Allah profete gestuur as draers van blye tydings en as waarskuwers, en deur hulle het hy die boek en die waarheid geopenbaar om ander die mense reg te spreek in sake waarvoor hulle verskil. En niemand behalwe hulle aan wie dit oorspronklik geskenk is, het daarvan verskil nadat daar duidelike argumente tot hulle gekom het nie. En daarby was hulle jaloes, die een op die ander. So het Allah deur sy gebod leiding gegee aan die gelowiges oor die waarheid, waarin hulle onder mekaar verskil het. En Allah lei op die regte weg wie hy wil. Dink julle dat julle die paradys sal binnegaan terwyl julle nog nie eens dieselfde lot gedra het as hulle wat voor julle heen gegaan het nie? Teenslae en rampspoede het hulle getref, en hulle is so hewig geskok, sodat die boodskapper en hulle wat saam met hom geglo het, moes aanroep, wanneer sal Allah se hulp opdag? Ja, waarlik, die hulp van Allah is naby. En as hulle u vra wat hulle moes bestee, sê, watter deel van julle rykdom julle nou ook al weggee, dit moet gaan aan julle ouers, aan die weeskinders, en die behoeftiges, en aan die reisigers, en watter goeie dade julle ook mag doen, waarlik Allah weet daarvan.
Julle word beveel om te veg hoewel julle 'n afkeer daarvan het, maar dit kan wees dat julle teës in het in iets wat vir julle heilsaam is. En dit kan wees dat julle 'n behawe het in iets wat vir julle skadelik is. En Allah weet hierdie dinge, hoewel julle daarvan onbewus is. It may be that you like something that is not good for you, or you dislike something that is actually good for you. Allah knows, you don't know, only Allah knows, right? So that brings us to part number 42, chapter number 2. Alhamdulillah Rabbil Alamin.